Is hy reg? Praat weer? 1, 2, 3. Ja, dit is mooi. Daar sien. Dis week 3. Moeder Teresa, ons het almal soveel respek vir haar en wat sy reg gekry het. Sy het altyd gesê, gaan verkondig die evangelie en as dit nodig is, gebruik woorde. Ons praat vandag oor die derde geheim van 'n handvol geheime om 'n disipel van die Here te wees. Kan jy nog onthou wat was die eerste geheim? Die eerste geheim is, wees gereed. Onthou julle daai voorbeeld wat gebruik is van die lisensieskyf in jou kar? Ons moet altyd gereed wees, dat daar 'n geleentheid gaan voorkom, waarin ek die evangelie kan verkondig. Ek onthou die eerste keer, toe dit met my gebeur het, was dit nadat ek omtrent 3 jaar gebid het, Here, gee vir my 'n geleentheid op die regte tyd, en dit was 11:00 die aand in 'n baie koue plek, waar iemand vir my vra, oor hoe kan hy 'n kind van die Here wees? Maar wees gereed, as iemand vir jou vra. Die tweede een is, hê jou verduideliking reg wat jy gaan sê, wanneer iemand vir jou vra om die evangelie te verkondig. Nee? Jy moet weet wat jy gaan sê. Vandag gaan ons bietjie gesels oor die gesindheid of die manier waarop dit doen. 1 Petrus 3 vers 16 sê, as iemand vir jou vra oor die hoop wat in jou lewe, dan moet jy dit antwoord met eerbied en respek vir God. Nou die woordjie eerbied is 'n Griekse oorsprong is prautes. En prautes beteken gentle, met 'n sagte gees, met 'n nederige gesindheid moet jy met so 'n persoon praat. Wees altyd gereed om met eerbied en respek vir God met iemand anders te praat oor die hoop wat jy in die lewe. Respek vir God. Die hoop wat ons in ons het, is as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het. As gevolg van die Vader se genade vir ons. So 'n mens mag nooit hoogmoedig of selfvoldaan of voorbarig met iemand anders wil praat, asof jy 'n beter mens is en daai sondaar nou tot bekering moet kom. Nee, dit moet met 'n sagte gees, met nederigheid, diepe afhanklikheid van die Here moet mense doen. Nou die verhaal wat ons nou vanmiddag gaan lees, is 'n ware verhaal wat gebeur het. Ons gaan lees uit Johannes 4, waar die Here Jesus vir ons wys hoe hy dit gedoen het. Die Here Jesus het gesien, hier's 'n vrou, sy's 'n Samaritaanse vrou. En hy het gesien en hy ken die geskiedenis dat Jode nie met Samaritane mag praat nie. En kyk gerus na die manier hoe hy met haar begin praat het. Hy het eers sy disippels weggestuur, dat hy alleen met haar kan wees. En ons gaan nou die verhaal weer lees oor hoe het hy begin praat en hoe het hy 'n metafoor gesoek waarmee sy besig was en met haar gepraat het oor die water en dat hy die lewende water is. Maar wat interessant is in hierdie gedeelte is dat ons ken nie eintlik die res van die verhaal. Hoe dat hierdie vrou wat deur 5 mans al weggegooi is, want 'n vrou wat geskei is, wat 5 mans gehad het, is elke keer deur die mans weggestoot, weggejaag. Dit was 'n Joodse tradisie, as jy nie tevrede is met jou vrou, dan jaag jy haar weg. So sy was 'n vernederende vrou. Mans het haar verneder. En nou kom die Here Jesus en hy praat met hierdie vernederende vrou en hy verander haar hart. En wat toe met haar gebeur, is interessant hoe dat sy met nederigheid en met respek na haar dorpie toe is en met die mense begin praat in die dorpie en vir hulle sê, "Hey julle, ek dink ek het die Messias ontmoet. Ek wil graag hê julle moet hom kom ontmoet." En hoe dat sy met nederigheid mense oortuig het en hulle saam met haar gekom het en hulle vir Jesus gesien het en hoe 'n hele dorpie omgedop het. So die Here Jesus se voorbeeld gaan ons nou vanmiddag bietjie bestudeer en hoe dit afgesmeer het aan die vrou en wat hy eintlik vir ons sê hoe ons ook met ander mense moet gaan praat wanneer die geleentheid hom voordoen om met iemand te praat oor die hoop wat in ons lewe.
mag die Here jou seën en mag jy die geleentheid hê om iemand na die Here toe te lei, of dalk baie mense. Kom ons bid vir die Here. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U ons maar net gebruik as instrumente. Dankie vir die hoop wat in ons lewe, omdat U Here Jesus die dood oorwin het en vir ons 'n plek gaan voorberei het en vir ons sondes gesterf het. En dat ons weet, ons is uit genade gered. En dankie dat net hierdie eenvoudige boodskap vir ander mense ook omdraai en terugdraai na U toe en nuut maak. Help ons Here om te besef, dis nie so moeilik, die opdrag wat U vir ons wil gee. Help ons om vandag na hierdie studie uit te kan gaan en gereed te wees en ons woorde reg het wat ons wil sê en om in nederigheid en ontzag vir U die gesprek aan te knoop. Seën ons byeenkoms en seën ons Here om disippels vir U te wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.